Ons sluit vanoggend ons reeks oor geloof, hoop en liefde af met die woordjie liefde. En voordat ons by dit uitkom, wil ek net hoor, is julle nog in julle kruiwaans van geloof? Hou julle nog vas aan die hoop, die onfeilbare waarheid van God se woord? Want dit alles bereik 'n hoogtepunt vanoggend as ons by liefde kom. En ek gaan vanoggend die hele gedeelte van 1 Korintiërs 13 vir ons lees. En ons moet baie mooi luister. Daar is so baie in hierdie 13 verse vasgevat, dat dit amper te veel is om in 40 minute se tyd of wat ook al daaroor te praat. 1 Korintiërs hoofstuk 13 vanaf vers 1. Ons moet dit ook sien teen die agtergrond. Paulus het hierdie brief van die Korintiërs geskryf. Hy het die hele 1 en 2 Korintiërs vir hulle geskryf. Korintiërs was 'n kosmopolitiaanse stad, wat ook al. Baie verskillende mense van verskillende rasse en etnisiteite en het daar by mekaar gekom. Het was 'n groot handelsstad. En afgodediens was aan die orde van die dag. Liefdeloosheid, liefde het nie bestaan. En daai ouens, die opregte liefde het nie bestaan nie. En in hoofstuk 12 beskryf Paulus vir ons die gawes van die Heilige Gees en dat ons almal een liggaam in Christus is. En dan kom hy by die hoofstuk 13, verduidelik hy vir hulle in ondubbelsinnige taal wat liefde eintlik beteken en hoe ons liefde op 'n daaglikse basis moet uitleef. En dan in hoofstuk 14 praat hy oor gawes en hoe dit bedien moet word in die gemeente. Maar ons staan vandag stil by hoofstuk 13. Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. Hy sê, al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal of 'n galmende simbaal geword. Is ek net 'n geraas. Al het ek die gawe van profesie en ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het aan ander uit en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks. Ek wil amper sê ons kan daar ophou, dit gaan als oor die liefde. Dan in die volgende paar verse, en in vers 4 tot 7, gaan tel hulle, daar's 15 aspekte van liefde. Maar ons lees altyd so vinnig daardeur, hulle glip so by ons verby, ons lees net raak wat ons wil raak lees. Die liefde is geduldig. Die liefde is vriendelik, dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie en soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie en hou nie boek van die kwaad nie.
Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dan vat hy dit so saam in daai laaste versie, dit bedek alles, dit glo alles, dit hoop alles, en dit verdra alles. Die liefde vergaan nooit nie, maar die gawe van profesie sal verdwyn. Die gawe van ongewone tale en klanke te gebruik, sal ophou. En die van kennis sal uitgedien raak. Want ons ken maar gedeeltelik en ons profeteer maar gedeeltelik, maar wanneer die volledige kom, sal wat gedeeltelik is uitgedien wees. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind, maar nou dat ek 'n man is ek klaar met die dinge van 'n kind. Nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken soos God my ten volle ken. En nou, geloof, hoop en liefde, hierdie drie, en die grootste hiervan is die liefde. Die grootste hiervan is die liefde. As kinders op skool het ons altyd hierdie gesegde gehad, so in grappenderwyse. Wat is liefde? Hy sê, ons het altyd vir mekaar gesê, liefde verteer jou hart en condemn jou brein, kry jy daai feeling, druk jou kop deur die ceiling. Maar dis nie daai liefde waarvan ons praat vanoggend nie. 'n Anonieme persoon het gesê, God het ons lief, nie oor wie ons is nie, maar oor wie hy is. En dan het E.L. de Villiers gesê, die hoogste openbaring van God se liefde is die kruis. Daar skryf hy 'n liefdesbrief aan die ganse wêreld in die bloed van sy seun. Maar die liefde waaroor ons praat vandag, Afrikaans, Engels, al die tale is eintlik ontoereikend, want die Griekse woorde het so 'n omvattende betekenis, dat jy moet soveel byvoeglike naamwoorde in Afrikaans of Engels of wat ook al bysit, om net by die betekenis van een Griekse woord uit te kom. Kom ons luister. Daar's basies 3 Griekse woorde, agape, philia en eros. En die een waarby ons gaan stil staan vandag is die agape liefde. Dis die goddelike liefde. Maar hier is 'n hele paragraaf oor wat dit eintlik beteken. Dis 'n diepgaande, onselfsugtige en onvoorwaardelike liefde. Dikwels gesien as die hoogste vorm van liefde, veral in die Christelike konteks, verteenwoordigend van God se liefde vir die mensdom en mense vir God. Is gekarakteriseer deur welwillendheid, opoffering en verbintenis tot die welstand van ander, selfs ons vyande. Anders as ander liefdes is agape 'n keuse en 'n aksie, 'n goddelike opofferende gee, wat die allerbeste vir ander soek, sonder om iets terug te verwag. Dis 'n mondvol. Dis 'n mondvol. Maar dis die liefde waarvan 1 Korintiërs praat. En dis menigmal die liefde, ek het 'n paar tekste gaan slaan, en die Griekse woord is in al daai tekste kom dit voor, as daar van God se liefde gepraat word.
En dis ook die liefde wat God sê, ons vir mekaar moet hê. In 1 Korintiërs 13 vers 1 tot 3 verduidelik Paulus hoe belangrik dit is om liefde te hê. En hy noem 'n paar belangrike dinge. Hy sê geloof, spreek in tale, die gawe van profeseë, kennis en geheimenisse, besit alle kennis en geloof om berge te versit. Dis 'n paar belangrike dinge as jy die vermoë het om dit te kan doen. Ek dink nie een van ons sê die geloof om berge te versit nie. Maar dit sou lekker gewees het. Sou goed gewees het. Die man wat die naaste gekom het was oom Fransjo wat altyd hier gestaan het van sy geloof. Vir ons gesê het hoe onwrikbaar sy geloof was. Dit sou lekker wees om al die kennis te hê. As iemand jou vra, spoeg jy die antwoord sommer net daar uit. Om in tale te praat, om te kan profeteer. Maar Paulus sê, dit alles beteken absoluut niks as ons nie die belangrikste element en dit is liefde het nie. Liefde is 'n demonstrasie van die einddoel van menslike bestaan. Ek lees dit weer. Liefde is 'n demonstrasie van die einddoel van menslike bestaan. Waar is ons einddoel? Ons einddoel is om eendag saam met Christus in die paradys te wees. In die woning wat hy vir ons gaan voorberei. En ons gaan net saam met hom wees. En ons gaan net nou sien, hy is liefde. God se liefde is die rede vir die bestaan van hierdie wêreld. En hoekom hy die ewigheid saam met ons wil spandeer. God wil graag die ewigheid saam met ons spandeer. Maar hy dwing ons nie. In vers 4 tot 7 noem hy 15 aksies wat ons moet uitoefen om ons liefde soos God dit van ons verwag teenoor ander uitoefen. Om die egtheid daarvan te demonstreer. Ek berei voor en ek lees al hierdie aksies en ek weet nie hoe om dit oor te dra in die gemeente nie. En die Here sê vir my, dra dit oor aan die hand van 'n voorbeeld van iemand wat jy ken. En laat my toe vanoggend om hierdie aksies te demonstreer aan die hand van 'n verhaal van 'n baie merkwaardige vrou. En ek gaan probeer om in 'n voëlvlug julle deur te neem oor haar lewe. Sy is gebore in die vroeë 30s, maak klaar op die universiteit in 1954. Sy is getroud in November en in Desember vertrek sy en haar man Afrika toe vir 12 jaar. Om te gaan sendingwerk doen. Te gaan skool hou en dit waarvoor die Here hulle geroep het te gaan uitleef. In die volgende 8 jaar het sy 6 kinders in die wêreld gebring, waarvan 1 op 7 maande oorlede is. Sy het hierdie kinders gekoester en liefgehad en van kleins af in die weë van die Here grootgemaak.
Haar hande het vir niks verkeerd gestaan nie. Kinders grootmaak, huishou, kos maak, skool hou, klere maak, tuin maak en vele meer was vir haar alledaagse bedrywighede. Buiten al hierdie bedrywighede het sy 'n onwankelbare liefde vir God gehad. Hierdie liefde was sigbaar in haar alledaagse doen en late en hoe sy met mense gewerk en teenoor hulle opgetree het. Sy was die spreekwoordelike Spreuke 31 vrou. Sy het aan al die vereistes waarvan 1 Korintiërs 13 praat, het sy voldoen. En ek wil vra, as ek so deur hulle gaan, kom ons meet onsself. Waar staan ek en jy? En ek weet ek staan ver agter. As ons by elkeen van hierdie 15 eienskappe kom. Sy het 'n bonatuurlike gawe van geduld gehad. Sy was nooit ongeduldig met enigiemand nie. Sy was ook 'n onderwyseres, sy het vir die spesiale klas skool gehou. En ek dink die Here roep jou spesiaal vir die spesiale klas. En sy het met ongelooflike liefde en geduld het sy na hierdie kinders omgesien en probeer na die beste van haar vermoë om die beste uit hulle na vore te bring. Sy was altyd vriendelik. Jy kon enige tyd van die dag of die nag by haar instap en sy het jou met vriendelikheid ontvang, met 'n oop hand. Haar hart was oop en sy het altyd plek gehad vir nog een om lief te hê. Alles was vir haar 'n plesier en 'n vreugde en sy het met vriendelikheid gehelp waar sy kon. In die gemeenskap, by die kerk, onder haar vriende en nog baie meer, was sy altyd daar met 'n vriendelike glimlag. Afguns het nie in haar woordeskat bestaan nie. Sy was meer as tevrede met wat sy gehad het. En as dit met iemand anders te goed gegaan het, het sy hulle dit gegun en was sy saam met hulle bly. En as sy 'n meevallertjie gekry het, was sy baie dankbaar daaroor, maar het nooit op dit aangedring nie. Sy was altyd nederig. Alhoewel sy dit wat sy gedoen het, baie goed gedoen het, het sy nooit haar eie beeld geblaas nie. Sy het altyd gedien en haar beste gegee, sonder om iets daarvoor terug te verwag. Alhoewel sy goed en deeglik was in wat sy gedoen het, sy nooit gedink sy is beter as ander nie. Sy was nooit hoogmoedig of het met haar neus in die lug rondgeloop nie. Alles wat sy gedoen het, was met liefde en oorgawe. Niks was ooit te veel gevra nie. Daar word vertel dat sy nooit met enige iemand, wie ook al ongeskik of lelik was nie. Sy het altyd met deernis en liefde teenoor ander opgetree. Haar eie belang was nooit ter sprake nie en die belang van ander was altyd vir haar belangriker as haar eie. Sy sou uit haar pad uitgaan om te help en baie keer ten koste van haarself. Sy was 'n regte Florence Nightingale. In haar huis was sy dikwels, meeste van die tyd, die een wat eerste op was in die oggend en sy het die laaste lig afgesit in die aand. Wanneer almal rustig geslaap het en sy gesorg het, dat almal versorg was.
Sy het nooit getoon dat sy fyngevoelig was nie, of hulle geraak nie. Selde kwaad geword, of enigstens gewys, dat daar iets is wat haar omkrap. Ou koeie uit die slootgrawe was nie haar manier van doen nie. Sy het nie boek gehou van ander se foute nie. Of dit ergens opgeskryf om later weer dit te kon gaan terugkry, daai persoon te kon terugkry nie. Vir haar was reg en verkeerd was verkeerd. Sy sou nooit kant kies vir dit wat onregverdig is nie. Almal is eners behandel en regverdigheid was altyd die modus operandi. Sy het 'n onwrikbare, intieme verhouding met God gehad. Die waarheid in alles was uiters belangrik en niks anders nie. Sy het nie te koop geloop met ander mense seer en swaar kry nie, maar het dit beskerm en gehelp waar sy kon. Die beste van ander was waarvan sy vasgehou het en sy het geglo dat wat ander sê. Sy het altyd die goeie van ander verwag en gehoop. In alles was sy baie verdraagsaam en het met baie geduld die goeie en slegte deurstaan. Aan die vereistes van liefde, soos Paulus in ons geleesde gedeelte uiteengesit het, so sy met vleiende vaandels geslaag het. Wat was haar geheim? Daai intieme verhouding met God. Sy het hom onwrikbaar vertrou vir alles in haar lewe. En as sy iets kort gekom het, het sy dit in gebed na die Here toe gevat en het altyd vir haar uitkoms gegee. Vir haar was God se liefde vir haar onfeilbaar en sy het onwrikbaar geglo in sy woord en met alles in haar die hoop gehad dat dit wat hy beloof het haar gaan toekom. Sy het die vrede wat alle verstand te bowe gaan, het sy in haar gehad en uitgeleef. Kort voor haar dood het sy nog op haar selfoon geliefdes se name gesoek en hulle vir 'n laaste keer gebel en gesê ek groet julle. Hoor net 'n paar dinge wat haar kinders van haar sê. Onvoorwaardelike liefde vir God, onbaatsigtige liefde vir ander mense, ander hoër geag as haarself. Hande het vir niks verkeerd gestaan nie. Altyd gehelp waar sy kon. Sy het haar gesin versorg met liefde en met nederigheid. Altyd 'n geleentheid gesoek om die evangelie uit te dra. Sy het sonnaarskool gehou waar sy kon. As sy 'n gap gesien het, het sy dit gevat. Sy het nooit iets verkeerds in ander gesien nie. En sy het alles in gebed aan God opgedra. Sien hierdie vereistes soos in Korintiërs 13. Sy het nie probeer om dit te doen nie. Dit was haar leefwyse. Dis maar hoe sy was. Haar geloof was onwrikbaar, haar hoop onwankelbaar, en sy het lief gehad omdat God haar eerste lief gehad het. Paulus sluit die gedeelte af wat ons as belangrik beskou, dat dit wat ons as belangrik beskou sal vergaan en net die liefde gaan oorbly.
Nou kan die vraag ontstaan, hoekom het Paulus dit gesê? Paulus het geweet dat wanneer ons eendag saam met God in die hemel is, dan is dit net liefde wat oorbly. Dan is sprekentale en profesieë en kennis en al die goeders nie meer nodig nie. So dit gaan uiteindelik vergaan. Maar God wat liefde is, sal bly. 1 Johannes 4 vers 8 sê vir ons, wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Liefde behels onselfsugtige diens aan God en aan ander. Geloof is die fondasie en inhoud van God se boodskap. En hoop is die gesindheid en fokus. Wat is liefde? Liefde is die aksie. Agape liefde vra 'n aksie. Iets wat ons moet doen. Dis nie 'n gevoel nie. Profet sê in 'n liedjie oor die houtkruis, hulle sê as gevoelens hoegenaamd besluit te raak, dan was daar nooit die pyn nie. God het gekies om ons lief te hê van die begin af. Omdat hy liefde is. Word jou geloof ten volle uitgedruk in jou liefde verander? Ons vra vir onsself daai vraag af. Maar wanneer ons saam met God in sy ewige heerlikheid is, gaan al die geestelike gawes en talente, soos ek net nou gesê het, nie meer nodig wees nie. Net God wat liefde is. Daarom is dit so belangrik dat ons nou, terwyl ons die kans het, aan daai verhouding met God moet werk. Ten koste van die goed wat gaan vergaan. Ons spandeer soveel tyd aan die goed wat gaan vergaan en so min tyd aan dit wat vir ewig gaan bly, dat 'n ou soms wonder, is dit die moeite werd? In Johannes 15, 12, 13 gee God vir ons 'n opdrag. Hy sê, dit is my opdrag. Nie 'n versoek nie. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende gee. En in al hierdie skrifgedeeltes is die woord vir liefde, is die agape liefde. Die liefde waarvan ons deur die hele boodskap gepraat het, is die agape. Hierdie liefde is so onbeskryflik groot en die spul waarom alles draai, dat God vir ons die tekens van die brood en die wyn gegee het, om dit gereeld te gebruik, sodat ons nooit sal vergeet groot sy liefde vir ons was nie, of nog steeds is nie. So ons net nou gaan aansit aan die tafel, en jy die tekens van die brood en die wyn, die hoofdoel is om te dink aan dit wat God deur sy seun Jesus Christus vir elkeen van ons gedoen het. Ek sluit af, kom ons gaan opnuut introspeksie doen. Na die liefde, soos God dit van ons verwag in ons lewens. Hoe lyk dit hier binnekant? Daar waar ons vir die wêreld wegsteek, hier diep binnekant. Hoe lyk dit daar?
Hoe leef ek my liefde uit na die wêreld toe? Is ek geduldig? Is ek verdraagsaam? Hou ek nie boek van die kwaad nie? En al die ander goeders wat daarmee gepaard gaan. Is ek nie lig geraak nie? Kom ons gaan maak aanpassings en kry die liefde hier binne in ons in lyn met God se opdrag. As ons vergifnis moet gaan vra, laat ons dit onverwyld doen. As ons belydenis moet doen, kom ons doen dit vandag nog. As ons iemand te nagekom het, kom ons gaan stel dit dadelik reg. Gaan leef liefde teenoor mekaar en ander soos God dit gedemonstreer het. Kom ons maak vryheid. Kom ons maak AGS nuwe lewe. Kom ons maak my invloedsfeer waar ek elke dag betrokke is 'n beter plek. Deur die liefde wat ons uitleef. Amen.